Vandag is Saterdag 14 Junie en hierdie week het ons gewandel binne in die Ons Vader gebed. En wat dit vir ons prakties beteken hier in Suid-Afrika op pad na komende Sondag se viering van Vadersdag. En so sluit ons vandag af om na te kyk oor hierdie tema verder. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Hierdie laaste gedeelte wil vir ons iets kom sê oor God se beskerming. Die slot van die Onse Vader gebed vra vir God se beskerming teen versoeking en boosheid, sodat sy koninkryk, sy krag en heerlikheid kan seëvier. En in Suid-Afrika, waar geweld en morele uitdagings gesinne bedreig, roep hierdie gebed vaders op om hulle gesinne in geloof te lei, veral tydens Vadersdag. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking het julle aangegryp behalwe wat menslik is nie, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar met die versoeking ook die uitkoms sal gee, sodat julle dit kan verdra. Nou hierdie versoek erken God se krag om ons te beskerm en te lei. En teologies gesproke is God die Vader wat ons teen boosheid bewaar en krag gee om versoekings te weerstaan. In Suid-Afrika waar bendes en dwelms jeug lok, is hierdie gebed 'n oproep vir vaders om morele leiers te wees en kinders te beskerm deur geloof en waardes. En vaders kan hulle gesinne in gebed lei en morele integriteit modelleer. En so is Vadersdag wat môre plaasvind 'n kans om vaders te versterk, om teenwoordig te wees en kinders teen negatiewe invloede te beskerm. Moontlike oefening om vandag oor na te dink en oor te reflekteer en te doen is, eerstens om te bid vir krag teen versoekings. Lei jou gesin en jou kinders in gebed. Ondersteun 'n jeuginisiatief, miskien in jou gemeenskap. Kom ons bid saam. Here, beskerm ons teen versoeking en verlos ons van die bose. Lei vir ons as paas in Suid-Afrika om hulle gesinne in geloof te stuur. Seën die vaderlose met die krag. Amen.